Saibona, Tumela, Molo, hello. Our first series of Funny Galore had the pleasure of being introduced by one of my oldest and dearest friends. We played Scrabble, remember? I met him all those years ago when he was our young ambassador to the United Nations. Recently, I was one of his most visible, and to quote George Bush, beautiful assets, as ambassador to Babeti Kosweti. As Minister of Foreign Affairs, he was my boss. Today, he's still one of my oldest and dearest friends. My eie, julle eie, ons eie, Pik Botha. Heel Rita. Hallo, Pik. Baie welkom. Dankie, skat. Kan ek in? Ek is so bly. Ek is so vol geëet. Ek was nou net by 'n cocktailparty met Magdalena Kreyno. Sy was met my in die ambassade in Babeti Kosweti. Onthou jy nog vir haar? Ja. Sy stuur baie groete. Is dit Ja, so? hulle mis jou verskriklik, Pik. Hulle vra gedurig waar is jy en van ek kom nie terug. Ja, hulle het my 'n klomp boerewors nog laas gegee. Is dit? Ja. Liewe Pik, verlang jy nie terug na buitelandse sake nie. Jy was soos of ons Talleyrand of ons John Wayne, the longest serving foreign minister in the civilized world. Dit was my ervaring gewees om in hierdie woeste wêreld te keer dat sanksies ons nie ten gronde rig. Maar nou is mineraal- en energiesake baie interessanter. En die sleutel vir die toekoms, né? Ja, en dit bring jou terug grond toe, aarde toe, want 65% van ons uitvoere is mineraal verwant. Hi Pik, ons is nou in die nuwe jaar 1995 en 1994 was so 'n ongelooflike jaar van hoogtepunte vir ons almal. Wat was vir jou spesifiek die een wat jy bo die ander onthou? Ontsnapping aan die spanning. Dit is 'n feit dat die land opgebou het tot by die verkiesing. Ons het opgebou in spanning. Daar was mense wat blikkies kos gekoop het en geberre het en gedink het die land gaan in vlam en as opgaan. En die land het nie. Nee. Die parlement funksioneer, die kabinet funksioneer. Die provinsies het nog probleme. Maar as jy dink teen watter agtergrond dit gebeur het. Ja. Teen 'n agtergrond van spanning en 'n opbou van konflik in Suid-Afrika en die konflikontlading het gebeur. Dit het gebeur en ons het al hierdie nuwe simbole. Wat dink jy van ons nuwe vlag? Ek hou baie Ek daarvan. hou ook baie daarvan. As jy daai vlag sien wapper in die wind, Ja. hy's vol kleur en lewe. En wat van die mense van Suid-Afrika? Het hulle eintlik ook verander of is ons nog steeds so pessimisties? Jy kry geweldige spektrum van reaksie. Van moedeloosheid tot hoë verwagtinge. Maar ergens moet ons koers gee, rigting gee aan hierdie wye spektrum van emosionele reaksie. En ons is besig om dit te doen. Nou jy vind baie van jou stilte, jou inspirasie eintlik in die buitelug, Baie. in die veld. Ja. Net om te stap in die veld of is dit ook om te jag in die veld? Of om net te sit by jouself te dink. Ja. Te dink oor die kortstondigheid van die lewe. Maar absoluut. Ek was saam met jou een keer in die veld. Ek kyk nou rond, ek soek my die dingetjie wat ek geskiet het. Wat het jy gedoen met daai bokkie wat voor my geweer ingeloop het en jy het gesê jy gaan dit monteer dat ek dit kan sien. Ek dink is Waar hier is dit? langs in die saal. Is dit hier so? Ja? Nou waar is my dingetjie? Wat is daai klein dingetjie daar? Daai klein gesiggie. Dit is 'n jong rooibok rammetjie. Dis mos myne. Ja, Dis die natuurlijk. myne. Ja. Jou voet op my lyk baie fraai daar. En daar is 'n kwaai donker ding in 'n hoek. Wat is dit? Dis 'n wildebees. Nee, dis die swart wildebees. Dis die gnu. Ja, die Amerikaners noem hom so. Die Government of National Unity. Nee, wag nou. Ja, aan die een kant as jy nou sê vol lewe, 'n lewenslus ja. Maar dit is 'n eienaardige bok daardie. Hy is nooit een oomblik stil nie. Hy draai rondom taal en hardloop hy die kant toe, dan hardloop hy daai kant toe. Dan lei hy die trop soontoe, dan lei hy die trop terug. Dit is iets om te aanskou. Interessant, maar daar is daai groot buffel wat Magnus het gesê, jy het gesê daai buffel lyk soos ek. Nee, Ja. dit is absoluut onwaar. Ek het mos een keer my hare so in die senter gedoen soos daai twee jare. Nee, daar's geen ooreenkoms hoegenaamd nie. Wat het daai ding het amper vir jou doodgemaak, né?
Ja, ek het hom geskiet, hy het geval. En toe my maat my gelukwens, toe staan hy op. Dit wys net vir jou hoe versigtig jy moet wees. Voor jy dink, jy weet, jou skoot het finaal getref. En toe kom hy. Maar luister, jy het vir my eendag beloof jy gaan vir my vat op 'n jag. Wanneer gaan jy weer? Net môre. Wat sê jy môre? Op voorwaarde. Jy trek behoorlike skoene aan, behoorlike klere aan. Jy moet gepantser wees teen slange, teen dorings. Nee. Ken jy swartak? Ken jy waggebiekie? Nee. Ken jy haak en steek? Maar kan ek nie in die kar Ken jy sit? dorings? As jy saam met my wil jag, dan aan my sy. Ek sal my dogter Billy Jean vra vir iets om vir my te leen, want ek het nie sulke klere nie. Maar ons is laat, ons moet gaan, ons praat nou nonsens. Kom, ons het 'n lang aand, ons moet lekker gaan gesels, die mense wag vir ons. Gaan ons in jou kar of myne? My kar. Jou kar, jou kar. Ek is nie lekker aangetrek nie. Ek hou nie van hierdie boetse wat jy vir my geleen het nie. Pas my nie. Dis glad. Moenie bekommerd nie. Ek is bekommerd. Net saggies, kyk waar jy loop. Wat is Moenie dit? so op die takke trap nie, dammit. Ek is jammer. 'n Olifant het fyn ore, hy hoor ons op 'n myl. Ek weet. En hier is 'n ding met dorings. Dis 'n kaktus, net nie aan hom vat nie. Dis net 'n kaktus. Hoor jou, Pik, dankie. Alraai, wat gaan er aan vir jou? Asseblief kyk nou baie mooi. Jy moet in die bos kyk, hy beweeg soos 'n rots. Ja. Saggies. Wat is dit? Dit is 'n voël. Hulle was nou hier voor ons, jy moet hoor, hulle breek takke. Maar partykeer staan hulle die groot is doodstil. Ja. Die geheim is dissiplineer jouself. Ja. Wees kalm. Dis kalm. Die mag is vieslike goed. Nie so baie nie, hulle sien beweging altyd eers raak. Daar, jy kyk in daardie rigting, het nou iets beweeg. Kom staan, saggies. Ja, daar, wag. Wat is dit? Dis 'n ding met 'n slurp. Dis 'n olifant. My liewe tyd, dis 'n standbeeld. Dis te wonderlik. Ja, dis pragtig. Dis daar net 'n jager se olifant. Sjouwe, Ja. een van die reuse van die wildernis. Kom ons As gaan hy kyk nou binne lewendig nog van was. Dani se dinge. Kom ons gaan kyk. Ons gaan kyk. Maar dit is so indrukwekkend hier. Dani se ateljee. Wat 'n wonderlike ding is dit? Hierdie, die dier of die plek waar jy na gewys het. Die Nee, dit maar. Dit is die koning jagluiperd. Ja, Die mees elegante dier wat my betref op aarde. pragtig. En soms sy vorm sien is baie meer elegant as die gewone luiperd. En hierdie groot dinge. Almal beelde wat reeds in Suid-Afrika in brons staan voor historiese monumente en plekke. Ek dink Dani het eendag 'n standbeeld van my gemaak. Ek moes vir iets poseer, maar ek dink dis die kaal ene wat in sy garage hou. Nee, ek maak 'n grappie pak. Ek moet eerlikwaar sê, as Annelien Kriel dit kan doen, dan kan jy dit seker. Maar jy's reg, maar ek is nie so 'n soort meisie nie. Ek is heeltemal beleef, nee. Bedaard, bedeesd. Ek is nie so seker by tye. Vergeet Ek nou eerlik wees, kyk, Laat ons nou wegkom van ons persoonlike dinge en praat oor hierdie groot helde hierso. Is dit meeste van ons helde wat hier is? Daar net so baie van ons helde geskep, né? Ja, sommige is, soos generaal Hertzog nou daar, generaal Smuts, generaal Delarey, maar dan ook jy weet, dele uit ons geskiedenis, die stryd, die Anglo-Boereoorlog, die Vroue Monument. In ander woorde, hy het die emosie en dit wat edel was in die Afrikaanse geskiedenis. Het hy geskep, maar hy wil ook dit wat edel en mooi is vir die toekoms skep. Nou wat ek altyd bewonder het aan jou is dat jy nie net Pikbota politikus is nie, jy is digter, liedjieskrywer, potjiekosmaker. Wanneer het jy tyd vir politiek? Wel, mens moet ontvlug van die politiek, want jy moet 'n bietjie mal wees om 'n politikus te wees. Om te kan ontsnap het 'n mens ander belangstellings nodig. En ek het hoofsaaklik my belangstelling gevind. Juis in
in die geskiedenis van die aarde, die mens, die universum. Jy het ook 'n versameling van die wonderlikste artefakte uit miljoene jare, né? Ek sal nie sê miljoene nie, maar beslis 200.000 jaar. Ja. En dit is ook hierso. Ek wil graag Ek ook het dan dit- ek sal het vir my dit wys van die beskikbaar. Ek goed. sal baie graag En daar's wil- nog ook van Dani se dinge in die volgende ateljee, né? Natuurlik, ja. Maar hierdie implemente wat ons hier het, dit is iets heel besonders. Ja. Ek het hier steen, klip-elemente wat 200.000 jaar gelede gebruik is en 100.000 jaar en 30.000 jaar gelede. En jy weet die mens, Homo sapiens, het maar omtrent 50.000 jaar gelede op die aarde verskyn. Voor dit was dit sy voorgangers. Homo habilis, Homo erectus en Homo neanderthalensis. Maar ek is so bly om te hoor die homos was hier so heel in die begin, so my seun te kok het niks om oor skaam te wees nie. Ek dink nie so nie. Nee, my liewe aarde, ek is so bly. Ek weet dit nou. Kom wys my hierdie goedjies wat die homos gemaak het. Hier is klipimplemente wat 100.000 jaar gelede gebruik is. My maggies. En 30.000 jaar gelede gebruik is. Dit is heel interessant. Jy kan kyk nou, jy weet, voel daar met jou vinger, maar pas op nie te kwaai nie. Ek waarsku jou. Om te dink dat meer as 100.000 jaar gelede, jy kan sien hoe hulle hom hier af gebyt het met 'n ander klip, elke merkie en dan weer van daardie kant tot jy daai absolute skerp rand gehad het. Dis ongelooflik. En hiermee het hulle letterlik geëet. Hiermee het hulle letterlik diere doodgemaak deur dit in stompe hout in te forceer. Ja. Nou wat vir my so interessant is, Pik, hier is klippe van duisende jare gelede en hier langs my, dit is ook 'n klip van 'n ander wêreld. Ja, dit is eintlik nie 'n klip nie, dis metaal. Dis metaal. Dis 'n meteoriet Ja. wat bestaan uit 'n mengsel van titaan en 'n ander baie klomp duursame metale wat uit die hemelruim gekom het. En wat ek jare gelede in die voormalige Suidwes-Afrika, toe ek lid van die wêreldspan was by die Wêreldhof, Ja. het 'n vriend dit daar vir my geskenk. En ek moet sê ek erken daardie vingerafdrukke. Wie se hand is dit? Ja, dis my hand en ek het in die meteoriet gevang nie. Nee, Jammer, ek wou vir mense sê my jy. hand ongeveer in daardie Ja. posisie Ja. gehou. Dis wonderlik. O, liewe aarde, ek dink ek hoor 'n bietjie van die Transvaalse reën. Pik, as ons gaan waar ons wil gaan, kan ons nie so gaan nie. Ek moet beslis iets anders aantrek. En jy moet ook. Kyk hoe Ek lyk besef dit. Dis nou 'n wonderlike verrassing. Ag, dankie Pik. Versigtig. Oeps. En nou gaan ek insit hier. So ja. En jy is nou jy right daar? Oeps. Is jy gemaklik daar? Yep. Daar's ons. Dis 'n ou storie. O, liewe aarde. Maar jy moet nie so ver agteroor lê nie. Dit laat my dink aan daai tyd in Vienna toe so op hierdie ding gery het, onthou jy nog? Soos gister. Ek onthou dit so goed, dit was lente. Dit was lente. En daarna het ons mos gedans, hulle het mos so openlig konsert gehad. Toe dans ons op Strauss se wals. Wonderlik. Wiener Schnitzel geëet Ja, maar en al daai koekies en toe Mimi hoor sing. te pragtig is. Onthou jy die keer in die sneeu? Die sneeu, maar ek het amper my enkel gebreek, maar jy was so goed Jy het so vir my. die kere gegaan. Liewe wêreld, ek weet ek moes diep hier aansmeer omtrent elke paar uur. Ja, Liewe tyd. Ag, so is dit net die lewe wat so verby vlieg. Net soos 'n groot wiel. wat draai. Heerlik. Is dit nie? Dit is nou so verrassing, verrassing. Dankie, Pik. Ek het dit nou vreeslik geniet. Nou wat gebeur nou? Jy het my gesê jy wil my jou kantoor wys, maar ek is nou heeltemal verboureerd. Waarvan praat Dit jy? is die eintlike ding nou. Nou gaan ons ondergrond, Ja? diep in die aarde, Ja? om te kyk hoe die Skepper goud en allerhande ander, daar's lood, daar's verskeie minerale is uit hierdie aarde uitgehaal. Ek kan nie wag om hulle almal te dra nie. Nou hou vas jong man, anders staan die bekendste mense in die land hierso verskriklik seer kry. Daar's ons. As jy op Ek is vaste voete. Ek is op vaste voete, skat. Dankie, hoor. Terra Daar sê, Terra firma. Ek weet dit julle.
O, liewe aarde, dit is verskriklik donker hier binne. Is jy nie bang nie? Nie eintlik nie, want ons gaan mos nou na my kantoor. Ja, ek weet, maar waar is jou kantoor onder in die grond? Kyk hoe lyk jou pet, dit lyk baie mooi. Nou sê net vir my, ek het nou nooit vir jou dit ding gevra nie. Is dit eintlik wat jy doen as deel van jou werk? Moet jy in hierdie myne afklouter? Wel, ons klouter nie, ons ry heel gerieflik. Dit is nogal lekker. Vroeger daar ek jou indink hoe dit moes gewees het daar by Kimberley se diamantmyn. Ja. Daar het letterlik geklouter. Maar hier het ons al die gerief in die wêreld. Dit is natuurlik 'n ou myn hierdie, né? Dit is 'n stok ou myn, ja, en ongelukkig gaan al meer myne tot 'n einde kom in Suid-Afrika. Al die myne wat 80, 90, 100 jaar gelede begin het. Die goudopbrengs word te min. Jy weet natuurlik dat 'n baie groot gevaar is ondergrondse water. Jy kry beteken wanneer hierdie myners boor, dan boor hulle dikwels wat ons noem proefgate. O ja. Om vas te stel of daar nie dalk giftige gas of water is die nie. Metodiek is geweldig. Ja, hier is ons uiteindelik. Baie welkom. Dankie. En hier kan jy nou sien. Hier is Suid-Afrika se goud uitgehaal. En dit is die fundament van ons ekonomiese ontwikkeling. Sonder hierdie metaal was ons nie waar ons vandag is. Ek is so eintlik. Hier dink 'n mens nou diep, aanvanklik ons is nou diep onder die aarde. Maar jy weet aanvanklik het hierdie wit riwe, dat hulle dit genoem, die kwartsiet. Van die Witwatersrand. Van die Witwatersrand is waar hy sy naam vandaan kry. Hy het bo aan die grond letterlik uitgesteek. En jou eerste myners het van bo af, bo-grond, het hulle erts gewerk. En kyk net waar is ons nou, kyk hoe diep in die aarde moes ons uiteindelik gaan en daarom is ons tegnologie van die hoogste in die wêreld. O, kyk daar. Is dit die kantoor? Dit is korrek, ons is uiteindelik veilig hierso. Soos jy sal sien, is 'n baie stil en rustige plek. Hoe lyk my hare? Nou, nie te sleg nie, ek moet sê, nadat jy hierdie helm opgehad het. Ek het die wonderlikste foto's hier gevind in jou kantoor. Ek weet ons het nie baie tyd nie want jou program is so vol pik, liewe aarde, maar hierdie is 'n baie interessante. Ja, dit was 'n besondere dag. Dit was die laaste keer dat ek die algemene vergadering van die VVO toegespreek. Dit was in 1974. Ek was daar. O ja, dis net voor jou aanstelling as ambassadeur. Dis reg. My... Ek het baie van jou geleer, Pik, ek weet. Ja, ek onthou die nooi wat so flikkers gegooi het daar in die gange. Jy is so bly onder. Kyk, hier is die man in die rok. Ja, die Heilige Vader. Was dit by Jan Smuts? Nee, dit is in die Vatikaan geneem daardie. Maar ek het die voorreg gehad om by Jan Smuts ook te ontmoet. Daai dag toe sy vliegtuig nie in Lesotho, Maseru kon land nie. 'n Baie interessante man met natuurlik groot werk. Nou wat is dit? Dit is wonderlik. Julle moes nou eintlik nie die foto in die hande gekry het nie. Dis 'n vriend van my van Pietersburg. Ons het gekamp daar. En toe kom hy op die idee, hy sê kyk, as hy nou van die bloed van een van die bokke vat en hy besmeer my oor, nê. Ja. Dan sal hy vir die dames sê ek kan nou nie, ek is nou beseer, ek is verwond. En hulle moet my dan bad. En toe? Wat het gebeur? Want jy lyk baie beseer hierso, Pik. Ek ken daai klein kykie in jou oë so goed. En hier sit jy op? Ja, hier is op 'n kameel, daar kan jy die piramide in die agtergrond sien. Dit is werklik waar die begin van die proses wat gelei het tot die voormalige Suidwes-Afrika se onafhanklikheid. Reg, ja. In Kaïro het ons tot 'n ooreenkoms gekom wat met die Angolese regering en met die Kubane wat uiteindelik gelei het tot die onttrekking van Kubaanse troepe en tot die onafhanklikwording van Suidwes-Afrika, nou Namibië. Ek is mal daarvoor. En dit is natuurlik baie interessant. Ek maak nou die naam van daai koerant toe want ons wil nou nie vir hulle adverteer nie. Wat is die storie? Dit is 'n stoute streek van een van my vriende. In een van ons koerante wat dit nogal vir my stuur. Ek moet sê aanvanklik het ek gewonder jy weet, is dit nou wragtig so, maar toe bars iemand uit van die lag en toe lag ek ook. Dit is wonderlik. Ek is mal, daar is so baie foto's. Ek hoop eendag gaan ons 'n autobiografie van jou nog kry met al die stories wat jy het. Jy moet wonderlike stories hê. Daar is en ek begin besef die tyd stap aan. En 'n mens moet dit seker nou
op skrif begin stel. Ja, ons kinders het dit nodig om te sien. Alles wat jy vir ons gedoen het, en jy het dit so moontlik gemaak, dat ons vandag hier in vrede kan sit in jou kantoor. Baie dankie, my filosofie was, ja, ek het slaag gekry waar ek onskuldig was, maar dat ek baie keer sonde gedoen waarvoor ek nie gestraf is. So, ek voel rustig, die lewe was vir my goed. Ja. En elke dag is vir my beseringstyd wat ek geniet. Wel, ek het iets spesiaal vir jou. Ek het 'n present vir jou, want jy weet onlangs het ons president en visiepresidente so baie honderde duisende rande spandeer op eetgery. Bord en ja, liewe aarde. En ek het toe besluit spesiaal vir die minister van mynwese en energiesake gaan ek iets laat maak wat jy elke dag kan gebruik hierso onder in jou kantoor en Ondergronds. Absoluut. Is totaal ondergronds, amper subversief en hier is dit. Liewe ver, ek moet sê. So dit is elke Iets besonders, kan ek net... Dit is alles vas daaraan, maar jy kan dit losmaak later en jy sien, dit is Ja, dit klink nie na goud nie, maar is eg. Is eg, dis eg, regtig gemaak, soos ons... En daar is die hart by. En daar is ons by, ja. En weet jy wat is nou wonderlik? Ja. Omtrent elke ding wat jy hier sien, kom hier uit die aarde. Omtrent alles, die verf, die plastiek, daardie glas, elke ding hier, het te doen met mineralontginning. Soos as hulle sê in Engels, it puts it into a nutshell, né? Verseker, hier het ek my nutshell. Liewe minister Pikbota, ek dank jou vir jou tyd, ou vriend, groot vriend van ons almal. Sterkte vorentoe en soos ons sê, Amandla Vrystaat. Baie dankie. Ek kan nie meer so aangaan nie. Dit is, die son is alweer op. These all-night national parties of Pik are just too much. Is te veel vir 'n wit vrou. This always helps. Funny thought has just crossed my mind. If Benny Alexander is now known as Khoisan X, why isn't Pikbota known as Jiron Sensi?